Liefdes, vir vandag praat die Here met ons uit Sagaria. Sagaria 9 vers 9 tot vers 17. Sagaria is in die Ou Testament. Ons het nou vir 'n paar weke 'n preekreeks gehad in die Nuwe Testament uit, so ons nou weer 'n bietjie in die Ou Testament, het ons so 'n klein bietjie balans wil hê. Sagaria 9 vers 9 tot 17. Juig dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkiemerrie. Ek sal die strydwaans uit Efraim verdelg en die perde uit Jerusalem. Oor die stryd, 'n strydboog sal verwoes word. Hy sal vrede aan die nasies verkondig, sy ryk sal van see tot see strek, en van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. En verder, Sion, op grond van die bloed van jou verbond met my, sal ek jou gevangenes uit 'n waterlose opgaarput vrylaat. Julle hoopvolle gevangenes keer terug na die vesting. Verder maak ek vandag bekend, ek sal julle dubbel beloon. Want Juda span ek vir my soos 'n boog en Efraim is die pyl waarmee ek aanlê. Ek stel jou seun Sion op teen jou seuns Griekeland. Ek maak jou Sion soos die swaard van 'n krygsheld. Dan sal die Here bo hulle verskyn. Soos weerlig sal sy pyl trek. Die Here sal op die ramshoring blaas, en die stormwind van die suide sal hy opruk. Die Here, die heerser oor alle magte, sal hulle beskerm. Hulle sal die vyand verslind en met klippe uit 'n slingervel onderwerp. Hulle sal drink en luidrugtig wees soos by 'n wyndrinkery. Hulle sal bloed drink soos wyn, hulle sal vol word soos 'n offerbak en vol bloed wees, soos die hoeke van 'n altaar. Op daardie dag sal die Here hulle God hulle verlos as sy volk, sy kudde, want hulle is die juweel van 'n kroon wat glinster oor sy grondgebied. Waarlik, hoe goed en hoe mooi sal dit wees. Koring sal die jong mans laat bedui, nuwe wyn die jong meisies. Ons lees net tot daar. Ons fokus vers 9. Juig dogter van Sion, jubel dogters van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkiemerrie. Die tema van vandag se prediking: vier met blydskap die nederige koning se oorwinning, saam aan die tafel met nagmaal. Liefdes, dink net vir 'n oomblik as jy in die Ou Testament gelewe het. Ons sal natuurlik glad nie soveel weelderig gehad het soos ons vandag het nie. Maar dink net, jy hoor iemand sê, kyk, jou koning kom, jubel, seuns, jubel dogter, wees bly, wees opgewonde. Kyk, die koning kom, juig en jubel, wees bly daaroor. Dit is ook die intree woorde van Sagaria. As ons nie verheug is oor hierdie feit dat ons koning geprofeteer is nie, waaroor sal ons dan eintlik bly wees in hierdie wêreld en in hierdie lewe? Maar wat van 'n stelling soos, kyk volk van God, jou koning was hier, hy het weggegaan en hy het plek gemaak vir jou. Hy kom weer terug, juig en wees bly. Sal jy bly wees daaroor? Of nie regtig nie, omdat dit nog ver in die toekoms is? Ons weet nie wanneer hy weer kom nie. As dit jou steeds nie laat bly wees om te hoor dat Christus gekom het nie, en dat dit geprofeteer is jare van tevore nie, en as dit jou nie bly maak om te weet dat hy nog kom nie, mag ons waarlik vandag opnuut bly wees deur die werking van die Heilige Gees om te besef wat gebeur het en wat kom en wat ons voel aan die nagmaaltafel. Mag die woorde van Sagaria 9 vers 9 tot 17
vir ons daadwerklik weer opnuut 'n blydskap in ons harte laat voel, ervaar en uitleef. Die woorde van Sagaria 9 vers 9 tot 17 is nie maar net 'n profesie oor die Messiaanse koning wat kom in die Nuwe Testament nie. Dit is nie maar net 'n profesie om te sê dat ja, daar is 'n moontlikheid dat so iemand kom eendag. In die begin van die boek sien ons dat sê, so spreek die Here. Maar dit spreek nie net tot die hoorders van die Ou Testament nie, dit spreek ook vir my en jou vandag. Dit spreek steeds tot ons aan. In ons lewens en op die manier waar ons ook vandag die nagmaal vier. Die nagmaal is nie net 'n ritueel. Dit is nie net nog 'n projek of nog 'n item op ons agenda lys nie. Dit is nie net nog iets wat die susters uitgedink het omdat hulle verveeld is nie. Dit is nie nog iets wat die kerkraad besluit het hulle gaan doen. Dit is daadwerklik 'n geleentheid waar ons koning, die koms van Christus vier. Vier aan tafel saam met medegelowiges. Maar nie net sy koms nie. Ook sy lyding en sy sterfte. Maar ook weer sy opstanding. Die nagmaal wat 'n teken en 'n seël is wat ons voortdurend herinner aan die suiwerheid van die woord van God, sy beloftes en wat hy vir ons gedoen het. Net soos hierdie profesie van Sagaria. Sagaria 9 vers 9 begin met hierdie kragtige aansporing, jubel dogters. Jubel van Sion en van Jerusalem. Kyk, jou koning kom. Ons sal 'n bietjie later die verwantskap trek tussen die koning wat gekom het en die nagmaalstafel. Maar julle koning kom, wees bly. Wees opgewonde. Wat is hierdie vreugde, jubel? Wat is hierdie jubel en opgewondenheid, hierdie juig wat daar moet plaasvind? Dit dui op 'n opgewondenheid wat 'n mens nie kan noodwendig begryp in ander situasies nie. Geliefdes, jou koning is op pad. Die een wat herhaaldelik oor en oor hom geprofeteer is, hy is op pad. Hy is op pad, hy gaan kom. Wees bly daaroor. Wees opgewonde daaroor. Moenie net morbid sit, al van die slaap, en wonder wat die toekoms ons inhou nie. Die koning kom en hy is op pad. Ons sien ook in die teks dat dit vir ons nie 'n moontlikheid is nie. Dit is nie 'n profesie wat sê, ek sal nou nie geld opsit nie, maar daar kom hy nie. Dit is ook nie 'n miskien as die Here so voel sal dit vervul word. Wanneer Sagarius hierdie woord sê hy dit is 'n feit, dit sal gebeur. Hierdie dui daarop dat God se plan vir verlossing reeds in bewerking is. Jare van tevore. Met die koms van Christus is dit nie net die eerste keer wat ons besef, hier is 'n koning, die Messias is hier nie. Jare van tevore word dit al geprofeteer, oor en oor en oor. Daar is nie 'n boek in die Ou Testament wat nie heenwys na Christus toe nie. Elke psalm, elke hoofstuk in die hele Ou Testament dui op Christus wat sal kom. Selfs so ver terug soos in Genesis, waar die sondeval was. Of is. Selfs daar het dit heen gewys dat daar iemand moet kom, sodat ons gered kan word van hierdie sonde en hierdie ondergang en hierdie ellendige staat waar binne ons is. Juig, jou koning kom. Wees bly, jou koning kom. En wanneer ons vandag by die nagmaalstafel kom, moet ons ook onthou hierdie woorde wat geprofeteer is deur Sagaria. Kyk, jou koning kom. Dit is nie net 'n herhaling van 'n antieke profesie nie, maar dit is 'n lewende herinnering vir elkeen van ons. Geliefdes, so sit jou eie naam daar en wanneer ons sê, Erasmus, dit is vir jou om te onthou. Om te onthou dat jou koning is geprofeteer dat hy sal kom. Jou koning het gekom. Jou koning se reddingswerk
het plaasgevind om jou te red van die ewige hel en die ewige dood, die ewige godsverlatenheid. Jy is nie net 'n toeskouer nie, geliefde. Jy sit nie in 'n gehoor en kyk net na die skrif en alles wat daar gesê word nie. Jy is 'n deelnemer. Ons is nie reserves nie. Ons is deel van die span. Ons moet ook juig en jubel oor ons koning wat kom. Die blydskap wat daar in ons behoort te wees. Oor God wat kom. Die profesie van Sagaria 9 skilder vir ons 'n beeld van 'n koning wat beskeie en nederig 'n intog neem. Vers 9 word die aankoms en die aankoms van die Messias beskryf van 'n vreugdevolle koning wat inkom. Nie onder trompetgeskaal en met soveel miljoene rande wat uitgegee is om net 'n rooi tapuit uit te lê en een of ander gevolg daarby nie. 'n nederige koning op die rug van 'n donkie. Hierdie beeld roep ons op om na te dink oor 'n koning wat gestuur is deur 'n God wat omgee. 'n Koning wat God se wil moet bekend kom maak onder die mense. 'n Koning wat uiteindelik later die redding self sal bewerk vir sy volgelinge, sy kinders, sy volk. Nie een van ons het bygedra daartoe nie. Nie een persoon in die Nuwe Testament het bygedra daartoe nie. Nie 'n enkele persoon in die Ou Testament het bygedra nie. Maar tog kom Christus nederig, nie in die nuutste klere of die nuutste kar of enigiets nie, op 'n donkie in 'n stad in. Dit wys ons ook dadelik dat ware heerskappy nie bereik word deur militêre geweld en hardheid nie, maar deur nederigheid en sagmoedigheid, lankmoedigheid, barmhartigheid. Die koning gebruik nie sy mag om oor sy volk gesag uit te oefen en hulle te onderdruk nie. Maar inteendeel wys sy liefde en genade aan sy volk. Hierdie is ook relevant tot die nagmaal. Want ons vier Christus se koms, sy lyding, sy opstanding, maar ons vier ook die blydskap van 'n koning wat moeite gedoen het met sy volk. Waar ons besef dat ons kinders word van God, die koning, deur Christus. Waar ons nie net aan 'n tafel kom sit nie, maar ons kom sit aan die tafel wat voorberei is deur ons verlosser in die teenwoordigheid van ons Vader. En die Heilige Gees wat ook in ons werk om te juig en te jubel en bly te wees dat ons koning kom. Die profesie in Sagaria 9 leer ons ook oor die diepgaande verwantskap wat daar is met die geestelike koninkryk. Ons gaan nie alles vergeestelik nie, maar wanneer ons 'n simbool sien soos hierdie donkie, sien ons nederigheid, sagmoedigheid. Wanneer ons die simbool sien van die brood, sien ons die liggaam van Christus. Wanneer ons die simbool sien van die wyn, sien ons Christus se bloed. Natuurlik is ons een of ander snaakse kult wat glo dit word nou daadwerklik bloed en dit word daadwerklik vlees nie. Dis vergaande om dit te dink. Maar ons glo dat dit is simbole, tekens, seël van dit wat Christus gedoen het.
En so kom Christus op sy volk te versterk, te bemoedig, te troos. Verder wys hierdie profesie ook vir ons 'n hele tema van bevryding. In vers 11 word die bevryding van die volk beskryf as 'n daad wat deur bloed van die verbond tot stand gekom het. Maar absoluut wonderlik is dit nie dat ons dit kan besef. Ek en jy is nie toeskouers nie, ons is deelnemers. Ons dra nie by nie, maar ons is deelnemers. Hierdie beeldspraak roep ons op tot 'n diepe besin oor hoe God in elke aspek van ons lewe ook teenwoordig is. Die bevryding van sondes, die vervulling van die nuwe verbond, die instelling van 'n ewige koninkryk en kindskap. Ons is kinders van God, die Vader. Die vervulling van Sagaria in die Nuwe Testament is 'n wonderlike illustrasie van 'n paar dinge. Eerstens om te wys dat die skrif gesagvol is. Ons kan nie die Ou Testament verwerp en sê, nee, is oudtyds, ons wil nie dit luister nie, ons wil nie dit lees nie, dis vervelig, daar die geslagsregisters, wie het tyd vir al daardie wette? Kom ons lees net die Nuwe Testament. Ons kan nie so daaroor dink nie. Want profesieë soos in Sagaria, wat vervul is deur Christus in die Nuwe Testament, wys vir ons hoe gesagvol die hele skrif is. En dit wys vir ons dat ons kan nie God se woord gering ag nie. Wat hy sê sal gebeur. Dis 'n profesie wat jare van tevore gemaak is, en uiteindelik jare later tot vervulling gebring deur God self, nie deur mense nie. Hierdie nederigheid word gebruik en besonder in die beskrywing van Christus se optrede. Nie op 'n perd nie, want 'n perd is gelyk aan die simbool van oorlogsvermoë. 'n Donkie, nederig en klein, diensbaar, wat gehelp het om lande te ploeg. Christus se karakter van diensbaarheid word dit nog meer beklemtoon hierdeur. 'n Koning wat kom om nie te dreig nie. 'n Koning wat kom om nie aanspraak te maak nie. 'n Koning wat net God se liefde kom wys. Sy toorn kom wys. Die totale offer is vir ons sonde. Diensbaarheid en liefde. Wat is nou belangrik vir ons om so ver in gedagte te hou? Hoekom is dit belangrik om al hierdie dinge te leer uit die Ou Testament uit? In vers 11 sien ons, ek het jou gevangenes vrygemaak oor die bloed van die verbond. Dit is 'n volle omvang van die verlossing en die bevryding wat daar ook is deur die kosbare bloed van Christus wat gegiet is. Dit beklemtoon dat die bevryding wat in die bloed van Christus se werk is, 'n daad van onmeetbare genade is. Geliefdes, dit is die ouer gedagte, ons praat nie net van die bloed van Christus nie, die totaliteit van die kruisoffer is waarna ons verwys. Die totaliteit van die kruisiging getuig van genade. Dit moet ons ook onthou wanneer ons vandag die nagmaaltafel nader. Geliefdes, wanneer ons vanoggend na die nagmaaltafel toe kom, wees bly. Wees bly want in Sagaria is al gesê, ons koning kom. Jubel. Wees bly. Ons is nie by 'n begrafnis nie. Ons is in die ontmoeting met die Here. Wees bly aan die nagmaaltafel. Vier die sterfte, die kruisiging, die godsverlatenheid wat Christus beleef het, sodat ons dit nie hoef te beleef nie. Wees bly.
Want aan die nagmaaltafel word ons herinner aan ons diensbaarheid wat ons ook behoort te hê. Ons word herinner aan die bevryding wat ons ook het in hierdie lewe. Van sonde, die gevolge wat destyds gebeur het in Genesis. Neem die volgende oomblikke wanneer ons voorberei om aan die tafel te kom sit, om ook hieroor na te dink. Wat beteken dit vir jou? Persoonlik, elkeen van ons. Dat 'n koning gekom het. Hy het alles in die hemel, ons lees die hemel is hierdie perfekte plek waar ons God loof en aanbid en prys. Hy het dit agtergelaat. Hy is gestuur na die aarde toe. Om saam met ons hier te wees. Om 'n offer te wees. Omdat ek en jy nie genoegsaam dit sou kon dra nie. Ons is te swak en te sondig om dit te kan doen. En ons koning kom nie onder trompet geskal en harde geluide en partytjies en feeste van 7 maande en 12 dae nie. Maar hy kom amper onopmerklik. Sag, nederig en klein, eerstens in 'n krib. In 'n stal. En dan later kom hy op die rug van 'n donkie. Juig en wees bly, wanneer ons ook nader nou voor die nagmaaltafel. Amen. Geliefdes, ons het pas nagmaal gevier, ons het deel gehad in die hemelse spys en drank. Verheug julle, die koning het gekom. Wees bly, die koning was hier. Wees bly, die koning gaan weerkom. Christus het ons geestelik gevoed met die brood, maar ook voed hy ons opnuut met sy genade. Soos wat ons die brood geneem het en die wyn gedrink het ons direkte ervaring gehad van die geestelike voeding wat Christus vir ons gee. Vers 17 van Sagaria sê vir ons dat God se goedheid en sy pragt op 'n indrukwekkende manier ook gewys word. Hoe goed en hoe groot is sy goedheid? Hoe groot sy pragt? Hierdie woorde roep 'n beeld op van 'n koning wat ook sy volk bemoedig. Want hy is goed en vanuit hom uitkom die goeie, waar hy ook bemoedig, ondersteun, versterk. Hy is die lewende bron ook geestelik vir ons. Hy is die lewende bron ook fisies vir ons. Hy is die bron van alle lewe, punt. Die nagmaal wat ons ontvang het, en wat ons ook geestelik versterk, moedig ons ook aan om nie net geestelik nie, maar fisies, daadwerklik te lewe 'n verhouding met God. Ons is opreg weer bly en dankbaar. Ons is opreg weer versterk en verseker dat God met ons is. Hy is nie apaties nie. Hy is nie ergens ver nie. Hy is teenwoordig. Die brood en die wyn is nie net simbole gewees nie, maar dit spreek ook tot ons geestelike groei. Deur hierdie heilige daad is ons versterk sodat ons dit wat ons hoor van Christus en wat ons leer van God en dit wat ons in die skrif sien ook uiteindelik kan uitleef daadwerklik elke dag. In elke deel van ons lewe. Soos ons vandag hier by mekaar is en die nagmaal vier, word ons ook herinner daarop dat wanneer ons van hier af weggaan, en elkeen van ons gaan na afsonderlike huise toe, dat ons ook daar mekaar moet versterk en bemoedig. Hoekom? Hoekom moet ons dit daar ook doen? Sodat ons van mekaar kan sê, soos die profesie van Sagaria, juig, jubel, wees bly, jou koning is op pad.
Christus, dit is een ding gewees in die Ou Testament om dit te profeteer en dan het dit waar geword in die Nuwe Testament. Maar ons sien ook in plekke soos in die Nuwe Testament in Openbaring spesifiek waar hy sê die Here is op pad. Hy kom. So 'n profesie wat eeue voor die tyd gemaak is, uiteindelik vervul is steeds vir my en jou 'n bemoediging vandag om te sê, wees bly, verheug, wees opgewonde. Jou koning is op pad. Hy kom. Jou koning is op pad. En dis waar. Ons word ook so versterk deur die nagmaal en deur die brood en wyn wat ons geëet en gedrink het, om te kan uithou en te kan aanhou. Ons weet, ons bly in 'n wêreld wat worstel onder mense wat magsugtig is. Mense wat net hulle eie belange eerste stel. En so word ons ook bemoedig weer eens om te versterk, mekaar te versterk. Jouself te versterk deur die skrif, deur self Bybelstudie, deur prediking. Sodat ons saam kan uithou en aanhou en vorentoe kyk en kan sê, maar juig en jubel want jou koning is op pad. Dit is hoe wonderlik is om dit nie te besef nie. Dit is nie net 'n Ou Testamentiese profesie wat op 'n boekrak lê en stof vergader nie. Dis iets wat ek en jy vir mekaar ook nou kan sê. Ons koning is op pad. Daarom moet ons juig en daarom moet ons bly wees. Is jy al bly? Juig jy al? Jubel jou hart? Of gaan ons deur die lewe asof ons by 'n begrafnis is? Wanneer ons vanoggend weer opstaan en uitstap by die kerkgebou, mag ons onthou dat ons nederige koning het gekom. Hy is 'n koning wat nie sy gesag afdruk en forceer nie. Hy lei deur dienswerk en diensbaarheid, of hy het gelei deur diensbaarheid, en hy lei ons steeds vandag deur sy genade en sy liefde, waarvan ons nou ook versterk is deur die nagmaal. Mag dit vir ons ook genoeg aanmoediging en bemoediging wees om ook hier te kan uitgaan. 'n lewe wat so deur mekaar kan voel, kan wees en ons sien herhaaldelik. Dat ons mekaar kan sê, maar vrees nie. Jou koning is op pad. Ons koning is op pad. Geniet so daar waar ons in die Ou Testament waar die volk deur moeilike tye gegaan het, gaan ons ook beslis deur moeilike tye gaan. Baie van ons is al herhaaldelik deur moeilike tye. Amper onophoudelik. Maar tog kan ons verseker weet, soos dit Christus gekom het en die eerste profesie vervul het in die Ou Testament wat sê, kyk jou koning kom, kan ons verseker weet, dat wanneer hy in Openbaring sê, jou koning is op pad, bekeer jou, dat ons daarop kan vasstaan en weet, dat hy kom. En terwyl ons so wag vir sy koms, ons weet nie of ons dit in ons lewe gaan sien nie, of ons dit gaan sien in ons kinders of kleinkinders se leeftyd nie. Maar terwyl ons wag vir Christus om te kom, is dit nie apatiese wag nie. Dit is nie 'n agteroorsittende wag, soos baie keer gebeur in Paulus se briewe, spesifiek Tessalonisense of spesifiek Timoteus, waar die gelowiges onder die indruk is dat, ja, Christus is op pad, die einde is hier, kom ons doen nou niks. Dit is nie hoe ons moet wees nie. Ons moet mekaar aanmoedig en jubel en juig en sê, ons koning is op pad, ons weet nie wanneer nie, maar tot dan werk en leef voort. Verkondig sy koninkryk, verkondig sy naam, wees versterk en juig, want jou koning kom. Gaan uit met hierdie wete, dat God het beloof hy kom weer. En mag die Heilige Gees en die kragtige werk van die Heilige Gees ons daarvan verseker.
Dit is die Heilige Gees wat in ons herinner daaraan, maar ook wat ons lei om ander te herinner daaraan. Dit is die Heilige Gees wat ook die woorde in ons mond lê, wanneer ons nie weet wat om te sê, wanneer iemand bemoedig moet word. En wonderlik is die troos dat ons dan ook nou kan weet, die Heilige Gees sal ook die woorde in ons mond lê om te bemoedig en te sê, maar jou koning kom. Jou koning kom waarlik. Gaan uit en gaan leef voort, aktief wagtend op Christus, op die tweede koms. Verheug julle grootliks, o bevoldorings, juig, o kinders van Vogvol, jou koning is op pad.